Baie van ons het maar 'n bietjie daddy issues, want ons aardse vaders is nie perfek nie en ons as paas hier op aarde doen ook nie altyd alles reg nie. En baie mense blameer hulle tekortkominge en hulle issues op hulle ouers en hoe hulle ouers hulle groot gemaak het. Maar daar is 'n liefde wat ons nie net vergewe nie, maar wat smag na ons. Daar is 'n liefde wat onvoorwaardelik aan ons gegee is as ons kies om dit te ontvang. Dit is 'n vaderhart wat nie passief is nie, maar proaktief die horison dophou. Nie vir perfekte kinders nie, maar vir verlore en gebroke honger mense wat terugkom na hom toe. En dit is God die Vader. Jesus het gekom om hierdie vaderhart van God te openbaar. Nie net 'n God wat mag het of wat 'n wet daar neersit nie, maar 'n Vader van liefde, genuine liefde. En ons grootste vreugde gaan nie begin wanneer ons perfek leef nie, maar wanneer ons hom toelaat om ons sy kinders te noem en te glo dat ons sy kinders is. Psalm 103 vers 13 wys ons 'n stukkie van die Here se hart. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. God se vaderhart is nie hard of afstandelik nie. Dit is 'n liefdevolle Vader wat net heeltyd sy kinders wil vashou en beskerm. Hy ontferm hom oor ons en hy weet ons is stof, hy weet ons is broos, hy weet ons maak foute, maar hy is lief vir ons. Hy kyk nie neer op ons nie, maar hy buig af na ons toe in genade. Jeremia 3 vers 19 sê, ek het gedink, hoe sal ek jou onder die kinders plaas en jou 'n aangename land gee? En ek het gesê, my Vader sal julle my noem, en julle sal julle nie van my afwend nie. Hier is die groot ding wat ons moet probeer verstaan. God het daaroor gedink, oor hoe hy met die ouens gaan omgaan wat hom kies, wat in Jesus Christus 'n besluit neem. Hy het daaroor gedink, hier staan dit, en hy het gesê, ek gaan laat hulle my hulle Vader noem, ek gaan hulle aanneem tot kinders. Dit is nie maar net iets wat hy eendag besluit het toe hy opgestaan het nie, soos wat ons paas maar partykeer doen nie. Dit is iets wat hy oordink het, wat hy graag wil doen. God se droom was nog altyd om ons deel te maak van sy huis, sy erfdeel. Hy wil ons nog altyd sy kinders maak. Jy is nie 'n nagedagte nie, jy is 'n verlange van sy hart. Hy het gewens jy sou hom Vader noem en sy kind bly. En ons sien hier in Lukas 15 vers 20 iets wat altyd vir my opval van die verlore seun. En toe hy nog ver van hom was, het sy vader hom gesien en innig jammer gekry. Hy het gehardloop en hom om die hals geval en hom gesoen. Die Vader wag nie vir ons om ons lewens 100% reg te kry voor ons terugkom nie. Hy verwag nie van ons om eers ons vuil klere uit te trek en te gaan bad nie. Hy het vir ons begin voorberei. Hy het alles vir ons begin regkry vir die dag wat ons terugkom na hom toe. Sy hart het al begin beweeg toe ons nog ver van hom af weg is. Hy hardloop nie na ons toe in woede nie, maar uit liefde. Hy wil ons omhels, hy wil ons gebroke self vashou, omdat ons sy kind is, en dan wil hy ons herstel. God is nie 'n weerkaatsing van ons aardse vaders nie. Ons aardse vaders het maar foute. Enige pa sal dit vir jou sê. Hy is die oorsprong van alle ware vaderskap. In sy oë is jy nie 'n nommer of 'n las nie. Jy is sy kind, sy geliefde, sy verlore een wat hy weer en weer met liefde sal tegemoet loop. Hemelse Vader, ons vra vir U dat U werklik U vaderhart vir ons sal wys. Dat U ons klein breintjies sal help om daai konsep te kom en laat ons U sal beginne leer ken en nader aan U sal beginne beweeg. Dankie Here dat U ons wil herstel. Dankie dat U wag laat ons na U toe kom. Vader, ons wil bid dat U ons waardig sal maak om daai liefde te kan ervaar en te kan leef, want uit onsself uit Here kan ons dit nie doen nie. Baie dankie vir U genade. Amen.